Goeiedag mense, is weer vir my baie lekker om saam met julle te kuier vandag. So ek wil 'n bietjie praat oor hoe lyk jou 2025 so ver. Jy weet, ons almal het in 2024 was dit dalk miskien vir jou 'n bietjie bad geweest. Jy gesê, maar in 2025 gaan ek hierdie bietjie beter hanteer. En my vraag is, hoe vaar jy daarmee? Ons as mens, as ek dit so kan vat, het 3 dele wat ons uit bestaan, wat ek kan opsom vir ons as mens. Die eerste is wat jy benodig, die vereiste, dit wat jy nodig het om aan te gaan in die lewe. Die tweede een is wat begeer ek, en hierdie een is die een wat eintlik oorvat gewoonlik oor my hele bestaan as mens. En dan die derde een is eintlik my doel, dit waarvoor God my geskape het. En onthou een ding, as jy gewonder hoekom jy op aarde is, jy is vir God geskape tot eer en verheerliking van God. So net daarso het ek jou nou sommer 20 sessies gespaar by 'n beraader. Nee, jou doel is om eer aan God te bring. En ons hak vas baie keer by hierdie tweede ene wat ons begeertes in die wêreld oorheers dit wat ons moet doen as mens in hierdie wêreld. En ons terugkeer na daai punt nommer 3 toe, wat is ons doel as mens in hierdie wêreld? Nou, jou doel as mens behels die volgende: jy moet 'n verhouding met die Here kweek. Jy moet die Here se aangesig gaan soek as te ware. Jy moet elke oggend daar wees en hoor wat die Here van jou soek. En die tweede een is om 'n verhouding met die liggaam te hê, die medemense, die mense in die kerk, die mense om jou, die mense wat ook die Here dien, sodat jy ook daardeur gestig kan word en die eenheid kan vorm in die liggaam van God. En dan die derde een is om die rentmeesterskap op te neem, dit wat die Here jou toevertrou het, meer daardie gawes wat jy het, om dit uit te kan lewe wat die Here vir jou gegee het. En ons hak baie kere daarop vas. Ons lewe nie uit dit wat die Here vir ons gegee het nie. Ons stagneer 'n bietjie daaraan, maar ek sal daarby uitkom. Ek bring nie eer aan God se naam as te ware met dit waarvoor hy my toevertrou het nie. En dit is wat die vers vanoggend by my opgekom het, Spreuke 3 vers 6 tot 8, en ek gaan vir jou voorlees. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk dan af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Het jy die Here geken en elke liewe ding wat jy al aangepak het van die begin van die jaar of tot nou toe? Het jy hom werklik waar geken in dit wat nie net jou probleme is, maar elke liewe besluit wat jy moes gemaak het? Het jy hom daarin geken? Jy weet, die mooi ding was van Spreuke 3 vers 6 tot 8 is, hy kom beklemtoon eintlik wat in Matteus 6 vers 33 staan, en Matteus 6 vers 36, so soek eers die koninkryk van God. Ek dink elke liewe beginding wat ons doen as mens, moet daarby beginne. Ek moet eers vir God soek, ek moet eers na God nader. Eers gaan sy aangesig soek voordat ek enige ding aanpak. En want jy moet een ding onthou, die oomblik toe jy 'n kind van God geword het, nee, het jy deel geword van dit wat bonatuurlik is. So jy moet dit vat wat bonatuurlik is en dit deel maak of uitbeeld in die natuurlike waarin jy tans is. Jy's in 'n bonatuurlike deur Christus Jesus en jy moet dit uitbeeld in die natuurlike. Jy is nie net 'n mens meer nie, 'n gewone mens nie. Jy is 'n bonatuurlike wese wat geskape is, hergebore is in dit wat die Here is. En jy moet dit dan so uitloop. Jy moet nie stagneer in dit wat net hierdie wêreld vir jou kan offer nie, maar jy moet vasgryp dit wat konlik is, dit wat jy is as erfgenaam van God. So my gebed vir jou in hierdie tyd wat oor is in die jaar, is om werklik waar te besef dat jou krag lê in God.
En om jou raamwerk te beginne by Matteus 6:33 om hom te ken daarin. Hy wie die Here is. Ken hom in elke liewe besluit wat jy maak. Ken hom in elke liewe ding wat jy doen. Dis my gebed vir jou. Ek hoop jy het 'n awesome dag. Shalom.